Ja, goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en weer eens dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om 'n bietjie in God se woord in te gaan en net met julle te deel oor hoe waardevol jy is. En dat ons sal begin opstaan en dink vir onsself om te sê ek is. En as jy sê wat is jy? Wat is jy in God? Want God het jou geskape, het jou geroep. Romeine sê vir ons, Romeine 8 gaan lees het gerus as jy wil, maar Romeine 8 sê vir ons, hy het ons uitverkies. God het jou gekies en op jou naam geroep met 'n doel. En net verskoning, verlede week kon ons nie by julle uitkom nie. 'n Bietjie van 'n familiekrisis, maar dit is opgelos en alles is goed en die Here is goed vir ons. En ja, so vanoggend lees ons lees ons net vinnig hierso uit Galasiërs 4. En vir my is dit net die konsep aan wie is jy, want as jy sê ek is, dan wat is die woorde wat daar agter volg? En ek het dit al voorheen gedeel, want dit is vir my so belangrik dat ons besef wat ons posisie is in Christus. Want baie van ons wandel nog steeds onder daai mantel van godsdienstigheid. En as jy onder daai mantel van godsdienstigheid lewe, gaan jy nooit ontdek wie jy regtig is in God nie. Want dan sit altyd hierdie juk wat ons dra, nê? Van jy mag nie dit doen nie, en jy mag nie dit doen nie, en jy mag nie dit doen nie. En jy sal nooit verlos wees van daai mag nie, totdat jy groot word. En ek deel dit gerus vanoggend, en as ons hierso lees, sê dit hierso in Galasiërs 4, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Dit is daai gedagte, solank as wat jy dink vir jouself dat ek is kind in die Here, dat ek nie my volle posisie in God ingeneem het nie, en my volle potensiaal daardeur kan uitleef en ontdek nie, dan gaan ek altyd daai kind bly. En as jy kind is, hoe is dit daar in julle huis as die kinders, nê? En ons Megan het dit die ander dag so mooi vir ons kom gesels en alles, en sy sê, maar dis asof daar ewe skielik hierdie vryheid in haar gekom het. En ja, ons weet daai vryheid kom met 'n verantwoordelikheid. So ons verantwoordelikheid was om haar groot te maak as 'n kind, totdat sy nie meer 'n kind is nie. En dan ewe skielik, as jy nie meer 'n kind is nie, neem jy 'n ander posisie in die huishoud in. Ja, jy het nog steeds 'n kind, maar ewe skielik het jy 'n ander posisie in die huishoud, om te sê, jy's nou verantwoordelik vir die keuses, jy's nou verantwoordelik vir die dinge wat jy doen, jy's nou verantwoordelik, en ons as ouers, ons staan bietjie terug, en ons sê, dit is nou jou tyd om jouself te vind, om jouself te ontdek, om jouself, en as ewe skielik, jy weet wat reg en verkeerd is, jy weet, maar dis nie ons wat deeltyd vir sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, want dan hardloop ons onder daai vir die res van ons lewens, om te sê, ek mag nie. Want dis nou jou verantwoordelikheid, en dis wat die skrif vir my en vir jou vandag sê hierso, solank as wat jy dink jy's 'n kind, solank as wat jy dink jy's 'n kind, gaan jy altyd wag vir God om vir jou te sê, Here, wat moet ek vandag doen? Hoe laat moet ek vandag by die huis wees? Hoe laat moet ek vanoggend opstaan? Hoe laat moet ek? Jy's nou erfgenaam. Beteken jy het nou die vryheid om vir God te sê, Here, U het my as kind behandel vir so lank, en ek is nog steeds U kind. En dan sê God vir jou, ja, maar ek het soveel meer in stoor vir jou as 'n erfgenaam van my. So jy weet wat reg en verkeerd is, jy weet hoe om te loop, hoe om jou pad, jy weet wat se woorde jy moet uitspreek, jy weet wat het jy. Jy het alles binne in jou. God hoef nie meer vir jou te sê, doen daai en staan op 6 uur, en dan moet jy jou tande gaan borsel, en dan moet jy eers gaan eet, en dan moet jy skool toe gaan, en dan moet jy. God sê, jy weet wat reg en verkeerd is, gaan uit, en leef die bediening uit wat God vir jou instoor het. Dis wat hierdie vers so mooi vir ons sê, maar ek staan onder voogde
en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal is. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Sien, dit is waar jy was, jy het in die wêreld gebly, en die wêreld het jou groot gemaak, en die wêreld het jou identiteit gevorm. En nou kom daar 'n tyd wanneer God sê, nee, dis nou verby, dis iets van die verlede. Dis nou tyd dat jy jouself ontdek onder die nuwe fase van jou lewe, as ek dit so kan stel. Sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, die volheid van die tyd, dit is daai wat jy jouself ontdek en sê, ek is nou nie meer 'n kind nie, ek is nou 'n volwassene. Ek is nou nie meer daai kind, wanneer ek loop onder daai dekmantel om te sê, dis iemand wat vir my sê wat die hele tyd om te doen. Maar is nou ek wat volle verantwoordelikheid vat vir my optredes, om te sê, ek is nog steeds 'n kind van God, maar ek is nou 'n erfgenaam. Dit beteken alles wat God sin is myne. Dit beteken alles wat God sin is, kan ek gaan uitleef in die wêreld daar buite. En dan, want ek weet wat God se perfekte wil vir my lewe is. Jy weet dit vandag, kind van die Here. Jy weet wat God se wil vir jou lewe is. Jy weet wat God se planne vir jou lewe is. Dis planne van goedheid en guns en genade. Dit is planne van oorvloed. Dit is planne van meer as wat jy ooit kon bid of vra of dink, het God in stoor vir die wat hom lief het. En dis al wat God van my en vir jou verwag, is dat ons hom sal lief hê. Want dan weet ons alles en ons het alles tot ons beskutting. En dan kan ons uitgaan en die wonderwerke doen wat God van ons verwag vandag. Nie eendag nie, vandag. Staan jy op in jou hart en binne in jou hart is daar opgewondenheid om te sê, Here, wat gaan U deur my vandag doen? Wat se wonderwerke gaan my pad langs kom vandag? Is daar opgewondenheid in jou gees elke oggend? En as jy gaan slaap in die aande, voordat jy jou oë toemaak en jy lê daar in die bed en voordat jy gaan slaap, sê jy vir jouself, Here, dankie vir hierdie dag wat was, en dankie dat ek kan uitsien na môre, want U gaan iets groter doen. Ek is opgewonde, want die wonderwerke wat ek gaan sien, wat God deur my en in my gaan doen, gaan amazing wees. Is daar, wanneer jy besef dat jy is 'n volwassene, jy het groot geword, jy drink nie meer daai borsmelk nie, jy is nou besig met die vaste voedsel wat God in stoor het vir jou. En as jy nou 'n groot mens, gaan proe 'n lekker gebraaide stukkie steak of 'n hoendertjie of wat ook al jy van hou. En dan gaan terug na borsmelk en jy kan die verskil proe. Dit was goed op sy tyd, maar hierdie is nou soveel beter. En dis wat God in stoor het vir jou, dis daai vaste stysel, vaste kos van die evangelie, die goeie nuus, God se woord, God se gees. Dit is daai vaste kos waarna ons moet smag vandag, waaraan ons moet begin eet en daai maaltyd hê. En hy gaan aan hierso en sê in vers 4 het ons nou net gelees, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Lê jy nog steeds onder daai wet, daai doktrine wat die kerk vir jou sê, jy sal. God het jou kom vryspreek. God het jou kom vir jou gesê, ek het iets soveel groter in stoor vir jou. Ja, toe jy 'n kind was dit nodig, maar jy is nie meer daai kind nie, jy is nou wat God sê jy is. Dis hoekom ek daar begin het om te sê, as jy in die oggende opstaan en sê, ek is, wat is die woorde wat daar agter is? Ek is 'n kind van die Allerhoogste God, ek is 'n erfgenaam. Dink mooi aan daai woorde, As jy erf jy alles wat aan jou toegeskryf is. Alles. God het hier gesê, alles het ek aan jou toegeskryf. Want jy is nie net my kind nie, jy is my erfgenaam. Ek gaan jou nie meer behandel soos 'n kind nie. God verwag dat jy optree soos 'n volwassene. En met daai verantwoordelikheid, En dan lees ons hierso, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle
harte uitgestuur en hy roep uit Abba Vader. Roep jy uit Abba Vader vanoggend? Weet jy vandag dat jy daai gees wat in Christus was, daai gees wat God in Christus geplaas het, sê die woord vir my en vir jou vandag, hy het in jou geplaas, hy het in my geplaas. Wat het Christus gedoen toe hy die gees van die Here ontvang het en hy het uit daai water uit opgestaan en God het gesê, dit is my geliefde kind. Hy sê dit vir jou vandag, jy is God se geliefde kind. En in hom en in haar het ek 'n welbehae. Dis God se woord wat vandag in jou is. Dit God se gees wat vandag in jou is. Lewe asof jy dit ten volle verstaan. Lewe asof jy ten volle daaruit sal wil lewe en die wonderwerke doen wat Christus gedoen het, dat jy sal toelaat dat die gees van God deur jou sal begin werk. En dan gaan hy aan hierso en ek eindig dit vandag. Hy sê, daarom is jy nie meer 'n dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle nie gedien wat die nature geen gode is nie. Het jy die gedien, skus. Tegen toe jy nog 'n kind van die wêreld was, het jy geloop volgens die beginsels van die wêreld, maar nou is jy 'n kind van God, jy woon in sy teenwoordigheid, hy woon binne in jou, jy's 'n erfgenaam, dit beteken jy lewe daaruit vandag. En dit is waarmee ek julle lewe vandag, om te sê, besef vandag, sê vir jouself, al moet jy dit 100 keer 'n dag sê, ek is 'n erfgenaam van God, ek is 'n erfgenaam van God, deur Christus is ek tot alles in staat, God se gees is binne in my, dis nie meer ek wat lewe nie, maar dis God wat deur my en in my lewe, ek weet wat God se perfekte wil vir my lewe is, en ek gaan dit begin uitleef vandag. Daar is die tyd om te sê, ja, maar miskien sal ek dit môre doen nie. Nee, jy is God se geliefde kind. Jy is 'n erfgenaam aan God. Lewe asof jy dit vandag glo. Lewe asof jy dit vandag glo. Glo dit vandag. As God se woord wat dit vir my en vir jou sê vandag. Mag jy 'n geseënde wonderlike dag hê. Mag jy 'n geseënde week hê. As jy reis, mag jy veilig ry. Dis mos einde van die vakansie en almal kom huis toe. Mag jy 'n veilige rit hê. En as die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Maar asseblief, moenie bang wees om uit te reik nie. Ons is lief vir julle. Ons kan saam met julle intree. Ons kan saam in God se woord ingaan saam met julle. En net God se woord in julle harte. Laat dit vrugbaar word. Laat dit vrugte dra. Dat jy vandag sal besef, dat jy is 'n erfgenaam van God, beteken alles wat God se is joune vandag. Jy moet dit net vat vir jou eie en daaruit lewe. Mag jy 'n geesgevulde dag hê, en as die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Ons is lief vir julle. Amen.